Wat soek hulle daar? Dit klink vir my, dit was 'n dag waar hulle in elk geval sou by mekaar kom. Wat soek hulle daar? En om dit te antwoord, gaan ons nou 1500 jaar terug beweeg. So maak vas jou veiligheidsgordel, Ramona, hier kom hy. Is 'n inside joke, Ramona sal presies weet waarvan ons praat. Wat soek die Israeliete almal in Jerusalem op hierdie dag? Want daar was 'n ongelooflike klomp besoekers in Jerusalem op hierdie stadium. En wat soek die disippels almal in hierdie vertrek waar hierdie ongelooflike ding met hulle gebeur het? Nou, as ons mooi onthou, met die uittog van Egipte, onthou julle voor die Egiptenaars die Israeliete laat gaan het, onthou julle wat was die finale groot plaag gewees. Al hierdie plaag plaasgevind en elke keer sê Herodes, ag nee, wie was dit, Farao, julle kan gaan en dan trek hy sy woord terug. En op daai laaste aand, toe is daar 'n groot ding wat die Here instel. Hy stel 'n pasgamaal in. Onthou julle wat gebeur het? Hy sê vir die Israeliete, wat julle moet doen, is almal van julle moet 'n lam kry, maar dit moet 'n vlekkelose lam wees. Met geen gebrek nie, en dan mag geen vlek of kol op hierdie lam wees nie. Okay? Hy sê, dan vat julle hierdie lam, julle slag hom, vang sy bloed op, en dan elke Israeliet moet hierdie bloed vat, en dit op julle dierekosyne smeer. Jy moet hierdie bloed op julle dierekosyne smeer. En wat sal dit doen? Wat gaan gebeur is, daardie nag kom die doodsengel en slaan al die Egiptenare se eersgebores dood. Maar as daar by jou deur hierdie bloed op die raam was, dan sal die doodsengel jou verbygaan. En dis waar ons die woord kry, pass over. Death will pass you over. En daar begin die wonderlike maaltyd en die fees, die Pasga. So elke jaar op dieselfde tyd moet die Israeliete nou hierdie ding na daai dag vier. En wat doen hulle? Hulle bring hulle lamme, wat vlekkeloos is en wat geen gebrek is nie, en hulle slag hierdie lamme, hulle braai die vleis en hulle eet dit met ongesuurde brood. En wat is dit? Is 'n teken, is 'n herinnering, dat hierdie lam vat ons sondes weg. En dan 'n groter fees ook, wat jy altyd kry in die tempel, is die lam wat geslag word vir die sondes van die volk. Dit het gebeur op Pasga. Dit is die fees. Dit is die Passover fees. Nou hoe dit vervul geraak, en ons moet nou baie mooi dink. Plus minus 1500 jaar na hierdie instelling. Julle moet baie mooi onthou. Niemand onthou meer hoekom daai ding ingestel is, hoe ingestel is. 1500 jaar daarvan af word Jesus Christus doodgemaak. Het Jesus dit self beplan? Nee. Jesus het nie sy eie dood beplan nie. Hy het nie selfmoord gepleeg nie. Is Rome en die Jode het saamgekom en hulle het Jesus agtervolg, hulle het hom gevange geneem, hulle het hom gemartel en het hom doodgemaak. En op hierdie dag word die wonderlikste vervulling plaasgevind. Hierdie Pasgamaal wat 1500 jaar al voorheen in orde gestel is deur God, het op hierdie dag tot vervulling gekom. Wat gebeur? Jesus Christus, die vlekkelose lam, wat beteken dit? Dis die lam sonder vlek of fout of sonde. Die Bybel sê dit so baie mooi. Johannes in 1 vers 29, hy sê hierdie woorde, hy sê, toe hy Jesus sien aankom, het hy nie gesê, daar is die Messias nie, wat hy gesê? Daar is die lam van God. Hy het dit dadelik gerekogniseer en gesê, julle Jode weet hierdie fees wat ons elke jaar vier, houd op, hierdie fees is besig om in vervulling te kom. En dit is, wanneer is hierdie fees? Dit is die Vrydag aand, nee? Die Vrydag aand was dit die Vrydag toe Jesus gesterf het. So, ons het die Pasga, en raai wat? Die Saterdag was dit 'n ander fees. Die Saterdag was die fees wat ons noem die ongesuurde brood. Dit is the Feast of the Unleavened Bread. Dit was Saterdag. En waaroor gaan hierdie fees? Hierdie fees gaan oor, dis direk na Pasga begin die fees. En hierdie fees gaan oor, dit is waar hulle al die suurdeeg uit hulle huise moet verwyder, uit die brood uit moet verwyder, want vir hulle was die suurdeeg was 'n teken van hoe sonde 'n mens se lewe beïnvloed. En hulle sê, is in hierdie tyd waar ons die suurdeeg wegvat, want die suurdeeg kan niks bederf nie. En Jesus Christus vervul hierdie datum deur daai dag in die graf te wees. En hulle sê, is in daardie dag waar hy die sin wegvat en verwyder van ons. In hom is daar geen verwondheid nie, daar was geen bedrog in hom nie, daar was geen sonde in hom nie.
Net so suurdeeg uit die Joodse huise verwyder word, verwyder Christus ook nou die sonde uit sy volk uit. Niemand kon dit so beplan nie. 1500 jaar na dit gebeur het, begin hierdie goeie so in plek val. En dan kom ons by 'n derde fees, baie groot fees. En dit is die fees van die eerstelinge. En wanneer het hierdie fees plaasgevind? Direk na die fees van die unleavened bread. So met ander woorde, dis eers die Pasga, dan die fees van die ongesuurde brood, en dan die fees van die eerstelinge. Die fees van die eerstelinge. The Feast of First Fruits. Ian, jy kan my help as ek verkeerd is. Okay, dit is Ian se vakgebied. The Feast of First Fruits. En hoekom is dit amazing? Op die Sondag, vier hulle die fees van the First Fruits. En wat was dit? Hulle het die graan, die heel eerste graan, die koringerwe wat ryp was, het hulle gebring en het dit as 'n offer voor God neergelê. Dit was die eerste vrug van die oes wat hulle nou teruggee aan God. Wie kon 1500 jaar terug gedink het, wat gaan dit vandag beteken? Vir die Jode was dit, ons sê dankie vir die Here, want ons gee die eerste oes vir hom, en daai eerste oes maak los die res van die oes wat ons gaan kry. Hulle noem dit die vrug, die first fruits, die fees van first fruits. En wat het op hierdie dag gebeur? Jesus het uit die doodheid opgestaan. Wil julle hoor wat sê Paulus oor dit? Hoor wat sê hy? Hy sê, maar nou, Christus is opgewek uit die doodheid, en hoor hierdie woord wat hy gebruik. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. So Jesus is nou die first fruit op hierdie Sondag. First fruit of what? Eerste vrug, hy is die heel eerste een wat deur God se hand uit die doodheid opgewek is. En wat beteken eersteling? Die eerste een gaan voor, sodat die res kan volg. Daarin is 'n wonderlike profesie vir ons. Vrydag Pasga, die perfekte lam geslag. Saterdag, die suurdeeg verwyder uit die brood, uit die sonde verwyder van die volk af. Sondag, die fees van die eerste oes, en Jesus raak die heel eerste ene wat die dood oorwin. En daarin is vir my en jou belofte, want Paulus sê, hy is die eersteling, daarmee beteken dit, almal wat volg, sal in sy spore volg, almal wat in Christus volg, sal nooit doodgaan. En dan praat ons nie net van hierdie aarde nie, ons praat van ewigheid. So die doderyk sal nooit sy houvas op jou kan kry nie. Ongelooflike belofte. Nou kan julle net dink, vat 'n oomblik. Hoe kon 'n mens 1500 jaar voorheen beplan, hoe gaan die dinge wat op daai naweek wat Jesus gekruisig is, hoe kon mense 1500 jaar dit beplan, dat die goed so gaan uitwerk? Kan nie. As jy jouself net vra, wie kan twyfel? Jesus die Seun van God is. Wie kan twyfel of God die outeur van geskiedenis is? En hoeveel van julle kyk op hierdie oomblik na geskiedenis om julle, en met al die oorloë, en met alles wat uit Amerika uitkom, en alles wat uit Iran uitkom, en alles wat uit Israel uitkom, dan voel ons soms so 'n bietjie verlore, is ek reg? Ons voel of alles is net uit beheer uit. Kan ek vir jou iets sê? God was nog nooit uit beheer uit. God was nog nooit uit beheer uit met dinge wat in hierdie wêreld gebeur het. Ons verstaan dit nie, ons begryp dit nie, en ons kan dit nie sing en insing nie. Maar net soos hierso, het hierdie 3 feeste, het Paulus begin raak sien, Johannes het begin raak sien, Jesus is die lam, hy moet kom en hy moet sterf. Hy moet die sonde wegvat. En hy is die eerste ene wat opstaan uit die doodheid, sodat wanneer ek en jy sterf, dit nie ons laaste is nie, laat ons opstaan uit die doodheid. Maar wat bring dit ons by Pinkster? Wat bring dit ons by Pinkster? So, wat soek hulle in Jerusalem? Pinkster beteken, die woordjie Pentecost in die Griekse woord beteken the 50th, die 50ste. Die 50ste. Met weet jy wat dit beteken? Ek gaan vir jou vertel. Dit is die 50ste dag na die fees van die eerstelinge. So na die opstanding van Jesus, 50 dae lank, die 50ste dag is 'n fees, en wie het hierdie fees ingestel? Die Here. Wanneer het hy die fees ingestel? 1500 jaar terug. So 50 dae na die opstanding, kry jy die woord Pentecost, wat 50th genoem word. Die Jode het 'n ander naam vir hierdie dag, hulle noem dit Shavuot.
Shavuot, en dis 'n fees wat gevier word. Nou hierdie fees oordenk 'n paar dinge. Hierdie fees oordenk, dit is die, nou moet ek eens mooi dink, gou Pinkster, waar is ons, hier is ons 50ste. So hierdie fees is in leiding met wat op Sinaï berg ook gebeur het. So 50 dae na Shavuot fees, en dan kry jy die fees van, 50 dae na die eerstelinge fees kry jy Shavuot. En op Shavuot is die dag wanneer Moses die woord van die Here ontvang het uit die hemel uit op die berg Sinaï. Nou bly by my. So met ander woorde, hierdie dag word vergelyk met 'n verskriklike klomp goed. Wat is die significance van hierdie dag? Wat is die significance van hierdie dag? Dit is die dag waar die feesviering van die eerstelinge plaasgevind het, en ons het ons al gesien dat die koringoes is geseënd deur die fees, maar wat het op hierdie dag gebeur? Kom ons kyk gou. Hierdie Jode, nou Pinksterdag, het in 'n vertrek gesit. En in hierdie vertrek waar hulle gesit, hulle gebid en het gewag op die Here, en toe gebeur iets verskriklik, toe kom maar 'n storm en 'n rukwind. En dit laat die hele gebou bewe waarin hulle is. Hulle sê dit was so 'n groot natuurlike aandoening dat die hele stad se aandag het getrek na hierdie vertrek toe. Wat gaan hier aan? En toe hulle weer kyk, daai rukwind deur hulle beweeg, toe gebeur wat? Toe kom daar vlamme van vuur in die plek en hy bol vuur verdeel en hy gaan sit bo elkeen se kop op hierdie dag. En dan brand 'n vuur bo elkeen se kop. En wat is die volgende ding wat gebeur? Hulle begin praat. Maar hulle begin praat in 'n ander taal, hulle verstaan self nie wat hulle sê nie. En hulle begin praat in 'n taal, en die mense in die omgewing buitekant sê, ek ken hierdie ouens, hulle is Galileërs, ons weet wat 'n taal hulle praat, maar nou praat hulle in my dialek, nou praat hulle in my land se taal. En wat hoor hulle? Hulle hoor die woord van God. Hoor die woord van God. Ons moet verstaan wat dit Pinkster kom doen, en die dag van Pinkster vir ons gedoen. Kom ons gaan kyk 'n bietjie. Ons onthou nou wat gebeur het op hierdie dag. Ons gaan 1500 jaar terug, en ons gaan nog 'n bietjie verder terug as 1500 jaar. Onthou julle, daar was 'n weghardloop skaapwagter. Sy naam is Moses. Dis 'n wegkruip skaapwagter, want hy kruip maar eintlik weg vir die gereg. Want hy het 'n paar geraamtes in sy kas. En hy pas 'n eiltroppie skape en bokke op, en hy's in die agterkant van die Sinaï woestyn, minding his own business. Maar nou moet julle weet, hy's al 40 jaar in hierdie woestyn, en die woestyn het 'n manier om stilte in jou hart te bring waar geraas was. Waar geraas was, kom stilte. En nu die stilte op die epitoon in sy lewe begin posvat, toe begin hy goeters oplet. Hy notice goed wat hy nie voorheen genotice het. En wat sien hy? Wat sien hy? 'n bos wat brand. En weet jy wat beteken dit? Dit beteken hierdie bos wat brand, hy kom ons toe naby met die Here praat en die stem uit die bos uit. So hierdie bos wat brand, het hulle woord vir dit. Hulle noem dit the Shekinah glory of God. Ek dink ek spreek dit reg, it's the better word, Shekinah glory of God. Ja, Shekinah. Okay, so hierdie glory van die Here is in hierdie bos, en dit beteken eintlik net een ding. Niks vreemds nie, dit beteken God is hier waar hierdie vuur is. Dis wat dit beteken. Beteken, God is hier teenwoordig. God is nou in hierdie plek. So wat beteken die vuur? Is die Shekinah glory van God, beteken God is hier. So Moses, wat sê dit vir hom? Jy is nou in die teenwoordigheid van God. Was daar nog 'n vuur? Ja. Onthou julle, toe Moses teen die berg Sinaï opkom, wat is Pinksterdag ook 'n herdenking van? Is 'n herdenking van die dag wat God die tablette uit die hemel uitgegee het vir Moses. Wat het op die berg gebeur, julle? Donderweer, aardbewings, winde, en toe ongelooflike vuur. En hulle sê dit gelyk of die hele berg aan die brand was. Die hele berg aan die brand was. En ek wil vir jou sê, daai berg kan bestaan vandag. Ek dink sy naam is El Jabbar. Ek dink hy is in Arabië. Jy kan daai berg gaan sien. Die berg wat hulle vir jou sê is Sinaï, is nie Sinaï nie. Hulle wil net geld maak daaruit, maar gaan kyk waar die berg is. En as jy met satellietfoto's inzoom op Google Earth en jy gaan na daai berg toe, wat sien jy? Jy sien al hierdie bruingesteente berge, bruinsandsteenberge. En daar is hierdie een berg en sy hele piek is gietswart vandag nog. Die klippe
het gebrand. Enigiemand na die tyd wil weet, Jaco, hoe wys dit vir my, nou wys ek dit vir jou. Klippe het gebrand. Waarvoor staan die vuur op hierdie dag? The Shekinah glory of God. Beteken Moses het in God se teenwoordigheid ingekom. En hy was in die vuur, en die vuur het hom nie verbrand nie. Die berg het gebrand. Men dink, imagine, jy sit op daai berg. Nee, ek sê, jy soek 'n pad af, hoor, baie vinnig, hoor. Maar dis die ding van God se vuur. Jy voel jy's veilig. As God se vuur brand, voel jy's veilig. Jy wil nie hardloop nie, jy hardloop in die vuur in. Jy hardloop in die vuur in, as dit God se vuur is. En wat beteken dit? Hier is 'n heilige berg. God is hier. God is hier. God is hier. So wat gebeur julle toe op Pinksterdag 1500 jaar later in Jerusalem? Kom ons dink gou wat gebeur. Iets ongeloofliks. Hierdie mense is op die fees, het was eers die Pasga, die lam, toe is dit, en daai dag is die lam geslag gewees, die lam was begrawe gewees, die eersteling wat uit die dood het opgestaan, 50 dae na daai opstanding, kom die Jode weer by mekaar, of nee, die volgelinge van Jesus by mekaar, en dit is op die internasionale fees wat Israel op daai stadium gehad het, dit is op die Pinksterfees, Shavuot wat hulle gehad het, en wat gebeur? Die plek word geruk, wind kom in, en daar kom 'n magdom van vuur, maar hierdie keer lyk die vuur anders. Hoekom lyk die vuur anders? Kom spring weer terug. So, dis die berg. Eerste was dit Moses by die brandende braambos. Vuur, God is in die vuur. Toe was dit die berg Sinaï, waar God die woord vir die volk bring, en hoe bring hy die woord vir die volk? Hy bring dit deur vuur. Dan het nog 'n groot ding gebeur in die Ou Testament. Die Here het daai dag vir Moses gesê, of in daai tyd wat Moses by hom was, het die Here vir hom gesê, jy moet vir my 'n tabernakel gaan bou. Hoekom wil God 'n tabernakel hê? Tabernakel beteken, God kom kampeer onder ons, God onder ons, hy kom bly by ons. Toe bou hulle die tabernakel presies soos God vir gehad het, hulle moes bou, en onthou julle op die inwyding van die tabernakel wat het gebeur. Ja, you remember, nee? What happened? Die Bybel sê, 'n kolom van vuur kom bo van die hemel af. En hy val oor daai tabernakel, en die Bybel sê, God take up residence in the tabernacle. God took up residence in the tabernacle. God is teenwoordig in die vuur met Moses. God is diep teenwoordig in die vuur op die berg. God se teenwoordigheid vul die tabernakel vuur. En nou op Pinksterdag kom 'n vuur in die plek, en maar is nie meer een vuur nie. Dis 'n vuurtjie bo jou, en 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 'n vuurtjie bo jou. Wat het daai Vrydag gebeur met die tempel waarin God ingetrek het? Kom ons dink, onthou julle toe God in die tabernakel ingetrek het? Tabernakel is 'n afbeelding van die tempel. Wat het Vrydag toe Jesus sterf op die kruis? Wat het by die tempel gebeur? Onthou julle? Die gordyn het geskeur. Wat was agter die gordyn? Dit is waar die vuur van God ingetrek het in die woestyn. God bly nie meer daar nie. Hy het uitgetrek, en hier is hy. Hier is hy. God se Shekinah glory, God se teenwoordigheid nou in jou, en 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 in jou. God kom wys dat die era waar God in 'n menslike woning bly, wat met menslike hande gebou is verby. En God kies nou om in te trek in elke kind van God se lewe. Het jy bewustheid wat dit beteken? As jy bewus daarvan wat dit beteken, as jy kind van God is, beteken God se vlam brand in jou. Sy teenwoordigheid is by jou. It's something extraordinary. Something extraordinary. Is ek en jy gereed vir die kapasiteit daarvan? Oké, nou wat bring hierdie vuur? En ek wil die met jou deel, die is belangrik. Want ons almal ken dat die Gees bring krag, en ons almal ken die dinge wat die wêreld heeltyd op hamer, oor wat bring die Gees se krag vir jou. En ons al hierdie dinge wat ons weet die Gees vir ons doen. Maar weet jy wat die wêreld mis? Die 3 grootste goed wat die Gees vir jou doen. Die 3 grootste goed. Die oomblik as daai vuur in jou hart intrek, die oomblik wanneer daai vuur nie meer daar buitekant is nie, maar is hier binne, gebeur 3 baie groot goed. Die eerste ding. En die is die heel grootste een. Ek lees Romeine 8 vers 16. Die Bybel sê, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Julle, jy kan siekes uit die dood uit opwek. Nee, okay, siekes is nog nie dood nie, nee. Dis so goed jy sal wees.
Jy kan dooies uit die dood uit opwek, siekes gesond bid. Jy kan bid dat die see oopkloof. Die wonderwerk is nog steeds groter as iemand wat besef. Die wonderwerkende krag in 'n mens se lewe wat besef ek is kind van God. Kan ek jou vra wat is die eerste leuen waarmee die duiwel na jou toe kom? Wat is die eerste leuen waar die duiwel na jou toe kom? En ek weet hy challenge 'n paar van julle wat hier sit vandag. Hy challenge my gereeld daai leuen. Jy is dit nie werd nie. Jy's nie 'n kind van God nie. You're not good enough. Die duiwel is great om vir jou te wys wat jou foute. Soms gebruik hy jou vrou, maar meeste van die tyd is dit die Bybel. Jy weet waarvan ek praat, nee? Ja. Julle, die eerste ding, wanneer jy deur 'n moment of brokenness gaan, moment of weakness gaan, wanneer al 'n bietjie gebrokenheid in jou siel en jou hart is die eerste ding is, die duiwel kom verkondig aan jou 'n massiewe leuen. Jy is dit nie werd om 'n kind van God te wees nie. Kyk na jou sonde, kyk waar jy God mis, kyk om in tyd spandeer jy met hom. Jy is dit nie werd nie. Bybel sê, wil jy wonderwerkende vuurkrag in jou hê? Wil jy die Shekinah glory van God in jou hart sien werk? Hierso, op jou stikkendste, most brokenness, dan kom getuig daai stem in jou. Jy is myne. Jy is myne. Jy is myne. Romeine 8 vers 15, 16 sê die volgende. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Weet jy wat het daai gees gebring? En nou moet ons hierdie konsep verstaan. En as ons hierdie konsep verstaan, dan gaan die deur van ons oop. So die vuur is wat? Gods teenwoordigheid. Maar kyk in die Ou Testament, die vuur was elke keer ver van die mense af. Hy was in die bos, hy was nie in Moses nie. Hy was in die tabernakel, ons kon nie in die tabernakel kom nie. Hy was op die berg, niemand kan die berg teen opkom nie. Die mense moes onder op die berg gebly het. Hulle sou seker, gaan lees wat die Bybel sê, hulle sal sekerlik sterf as hulle naby die vuur kom. En deur Christus se dood het hy amazing goed vir ons gedoen. Hy het my en jou gereinig sodat ons by die vuur kan wees. Dat ons in die vuur kan instap. Vuur sal jou doodmaak as jy dit buite Christus doen. Vuur sal jou vernietig as jy buite Christus in die vuur instap. Maar mense, Pinksterdag. Wat het gebeur? Die lam het gesterf. Die lam het my en jou sondes van ons wat in Jesus glo verwyder. Dis elkeen, as jy Jesus bely het, hy jou sondes verwyder, moenie glo wat die vyand vir jou vandag sê nie, het jou sondes verwyder. Jakob, my sondes was vanoggend nog daar. Christus se krag was genoeg geweest om sondes te verwyder van vandag vooruit. Jy kan nie vinniger sondig as wat Christus se genade hou nie. En nou luister nou baie mooi, asseblief moenie gaan traai nie. Moenie sê ek gaan dit 'n go gee nie. Want daar's nou 'n ander hart en 'n ander gees in ons. Daar's 'n ander hart en 'n ander gees in ons. OK? So ons kon nie naby die vuur kom nie. Pinksterdag was die heel eerste keer waar God sê, nou kan jy naby aan my kom. Elke mens kan nou naby aan my kom. So wat gee die Gees vir my en jou? Hier is next level. Toegang. Het jy al probeer by 'n baie belangrike mens toegang kry? Het jy al probeer by 'n baie belangrike mens 'n afspraak maak? Het jy al gedink, dalk is jy die belangrike mens, almal try by jou toegang kry. Maar jy al probeer by iemand regtig belangriks uitkom? Jy gesien hoeveel hoops moet jy spring om moeilik dit is en die meeste van die tye is dit net regtig onmoontlik. Net regtig onmoontlik. Maar weet jy dat daai belangrike mens, president van 'n land, weet jy dat hy het kinders? En sy kinders klop nie, want hulle in sy studeerkamer in haar klip nie. En weet jy, hy het kinders, en terwyl hy met baie belangrike werk, om klim hulle op sy skoot, hulle gooi hulle arms om hom, vanoggend hou ek Caitlin se babietjie vas, en hierdie babietjie vir een of ander rede begin my borshare trek. Is dit haar ding wat sy doen? Doen sy dit? Sy trek hare, sy gryp haar vingertjies aan trek self. Toe voel ek, sy's baie lus om by Peer te gaan kuier. Toe pas ek haar vir Peer.
Kinders kan goeders regkry wat ander mense nie kan regkry nie. Is jy bewus jy's 'n kind van God en dit beteken jy kan in sy huis ingaan. Hy sê jy's nie 'n slaaf nie, jy's 'n kind. Dit beteken jy kan in die huis instap. Julle, ek en Karina het 2 kinders nou in die koshuis. Wat 'n storie. Ek en sy ly honger deur die hele week sodat daar sweets en kos en goed in die huis kan wees oor die naweek. En teen Sondagmiddag maak Milan seker daar bly niks oor in die huis nie. Well done, my skat. Well done, well done. Okay, ek kan nou niks meer oor daai woord sê nie. Maar okay, ek weet jy moet sien, dis wat ek kry. Dis wat ek kry. As die vuur in jou is, voor dit vir jou enige iets anders gee, gee dit vir jou vrymoedigheid. Vrymoedigheid. Die hart, weet jy, hoe hartseer is die? Ek vat jou na jou kind toe. Imagine jou kind, vir wie jy verskriklik lief is. Glo alleen, dat hy sê welkom, om by jou te kom sit nie. Imagine dit. Imagine jou kind word ergens oortuig. Hy kan nie op jou skoot kom sit nie. Hy kan nie met jou kom praat nie. Hy kan net saam met jou hang nie. Hoe hartseer sal jou hart wees? Ons Christene glo al vir jare, ons het nie die reg om toegang te hê tot God nie. Ons kan nie enige tyd na hom toe gaan nie. Ons is skuldig, ons is vuil, ons maak dit nie. Dis die grootste hartseer wat daar ooit was, van die grootste wonderwerk wat die kruis gedoen het, en die grootste wonderwerk wat Pinksterdag vir ons gegee het, is access, toegang. Dit gee vir ons vrymoedigheid. Hebreërs 4, vers 12, 13, 14, 15, 16, na hele gedeelte. Hy sê, ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelik leie kan hê nie, maar een wat in elke opsig versoek is, net soos ek en jy. Daarom kan ons nou met groot vrymoedigheid na die troon van genade gaan. En daai groot vrymoedigheid het net gekom van wie? Die Gees van God wat in ons sê, jy kan maar kom. Jy kan maar kom. Jy kan maar kom. Wat hou jou van God af? Wat hou hierdie afstand tussen jou en God? Want is alleen. By hom kan jy kom, jy kan op sy skoot klim, jy kan jou arms om sy nek, jy kan jou lippe vat en nou in sy nek soen, en jy kan by hom wees. Without judgment. Without judgment. Without judgment. Ek weet nie of daar nog enigstens groter wonderwerk as dit is nie. Daar's nog 'n ding wat die Gees vir ons bring. Die Gees bring vir ons nog 'n baie belangrike ding. Die Gees van die Here bring vir ons die woord van die Here in ons harte. Ja, ek kan nie die Bybel onthou nie, dis okay. Die Gees sal jou herinner wat jy moet weet wanneer jy nodig het om wat te weet. Onthou julle, so ons praat van Pinksterdag is ook in lyn met wat op Sinaï gebeur het. So wat het op Sinaï gebeur? God het die tablette en die wet aan Moses gegee, is eintlik die woorde van God, maar wat is dit eintlik groter? Dis ook die woorde van waarheid. Okay? So op Pinksterdag is mense gevul met die Gees, en wat bring die Gees? Johannes 14 vers 26, hy sê, maar die Trooster, dis die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, sal julle alles leer, julle alles herinner, aan alles wat ek vir julle gesê het. So al Christus se woorde, al God se woorde, raai wat, leef en is lewendig in jou hart. Dis wat die Gees van God bring. Die woord is nie meer toegesluit in die tabernakel nie. Die woorde is nie meer toegesluit agter in die sinagoges nie. Die woorde het nie net 'n select few wat die woord van God het nie. Nou het elke mens met die vuur van God by hom, het ook toegang tot die waarheid. Waarheid is lewendig and it's residing inside of you. Ek weet nie wat my weg is nie, ek weet nie wat my pad is nie, ek weet nie wat my loopbaan is nie, ek weet nie waartoe moet ek gaan môre nie. Waarheid is in jou. Ons vra altyd vir die Here, gee vir my leiding asof iets van buitekant af moet inkom. Maar raai wat, die Gees wat nou in ons is, waarheid kom nou van binne af. Waarheid kom nou van binne af. Môre hierdie woorde is so kragtig. Johannes 16 vers 13. Maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, wie? Die Gees van waarheid, sal hy julle in al die waarheid lei. Kolossense 3 vers 16. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon. Hoe dit daar gekom? Pinksterdag. Pinksterdag het alles wat ekstern was met God se verhouding, het alles intern geraak.
Nou het ons interne invitation om enige tyd na God toe te gaan. En ons het nou intern ook God se woorde wat in ons leef. Ek sluit af. En hierdie is nogal, ek dink, powerful. Nou is 'n tweede, derde ding. Heilige Gees vir jou bring. Daar's baie goed wat die Heilige Gees vir jou bring. Ek praat net oor hierdie 3 vandag. Die Heilige Gees bring vir jou krag. Jesus se woorde, Handelinge 1:8, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Wat julle kry? Krag. Weet jy wat 'n goeie vraag wat ons bietjie moet vra? Krag vir wat? Krag vir wat? Wat gaan jy doen met hierdie krag? Hier is baie spesifieke krag. Ek dink mense misbruik hierdie konsep. Die Heilige Gees gaan jou krag bring. Het gaan nie vir jou krag gee om te shine nie, het gaan nie vir jou krag gee om aandag op jou te trek nie, het gaan nie vir jou krag gee om great miracles te doen, so jy soos hierdie wonderlike profeet, priester kan lyk nie. Dit bring 'n baie spesifieke krag en daai krag is hierso. Handelinge 1:8, Jesus se woorde, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En wat sal julle doen met daai krag, sê hy? Julle sal krag ontvang en oral mense eerstens van my vertel. In Jerusalem, in die hele Judea, in Samaria en tot aan die uithoeke van aarde. So wat sal gebeur as krag op jou val? Jy sal 'n getuienis wees. Nou getuienis, elke hoek, so beteken ek moet op elke hoek en draai staan en vir almal sê ek se kind van Here. Nee, glad nie. Asseblief, moenie dit doen nie. Maar jou lewe getuig elke oomblik, elke dag waar jy beweeg. En wanneer iemand se hart reg en gereed is, hoor jy, 'n Christen wat mense, die woord op mense afdwing, maak baie meer skade. Jy bring net woord waar jy voel die grond is gereed en die persoon met wie jy praat is amper daar ready to ask for it. Dis wanneer jy die woord van Here bring. Maar daar sal krag oor jou kom. Wat het hierdie dag gebeur, julle op Pinksterdag? So die Heilige Gees het gekom. Eerste het hy hulle oortuig, julle is waarlik my kinders, julle is my kinders. Die tweede ding wat hy vir hulle gebring het, hy het die woord van God in hulle hart gesit. En die derde ding, wat het hulle gedoen? Hulle het begin preek. Hulle het nie geweet hulle doen dit nie, maar dis die krag wat die Heilige Gees vir hulle gebring het. Elke een het daar begin praat en hulle het verkondig en die woord verkondig en wat het gebeur? So wat is in hulle? Die woord van God wat nou in hulle is, die woord van God wat nou in hulle is, begin uitvloei. En hulle het die woord van die Here gebring daar. Nou julle, dis baie interessant. Hoe het dit gedoen? Met vreemde tale, nê? 2000 jaar, 2500 jaar terug. Wat het gebeur? Julle het geweet dat die hele wêreld het een taal gepraat. Een taal. En soos die wêreld het een taal gehad en toe kom hulle in opstand mos teen wie? Teen God. En hulle wil 'n toring bou en opklim na die toring toe. Is my 'n baie interessante gedeelte toe. Maar hoe het God hulle toe gehanteer? God kom en hy doen net een ding. Hy gee vir elke verskillende groep 'n taal. En hulle kon nie kommunikeer nie. So die Here het nou die toring van Babel opgelos, maar hy het 'n ander probleem veroorsaak. Die probleem wat hy nou veroorsaak het, eendag gaan Israel die prediker wees vir die wêreld, maar hulle het net een taal. Hulle praat Grieks, Aramees, Hebreëus en daar's baie tale. Wat het op hierdie dag gebeur? Die Here het reggemaak wat hy fout gemaak het, nie fout gemaak het nie, wat hy gedoen het op Babel. Hy gee vir die mense 'n taal. Nou hier's 'n interessante ding. Het staan nie in die Bybel nie, maar op Sinaï berg, toe God die woord uit die hemel uit gee, en hy gee dit vir Moses, hy het gepraat. En in die Midrash beteken die Joodse tradisies wat neergeskryf is. Nou julle, die Joodse tradisies is meticulous, akkuraat neergeskryf oor baie jare. So hulle hou hulle tradisies baie fyn. En hier is die interessante ding, daar was twee verskillende skole. Daar's twee verskillende skole in hierdie Joodse tradisies. So die een skool het nie die ander skool vertrou om alles neer te skryf, hy het dit ook neergeskryf. So ek en jy weet vandag, waar hierdie twee skole ooreenstem, moet jy weet, dit het regtig gebeur. En raai wat sê die Jode? Hulle sê, daai dag by Sinaï, toe God uit die hemel uit met Moses praat, toe praat hy, en sy woorde kon in elke taal verstaan word, elke dialek kon dit verstaan, uit daai 2 miljoen Jode wat daar was. Hulle sê, hulle het so bang geraak, dat Moses geroep en vir hom gesê, kan jy asseblief die Here vra, ons wil nie verstaan wat hy sê, ons wil nie hoor wat hy sê nie, ons is bang, ons val dood neer. En Moses sê toe na die Here toe gaan, die Here gee vir my woord. En wat gebeur nou, op Pinksterdag? Die Gees van God praat weer, en mense hoor het elkeen in hulle eie taal. En kan ek vir jou iets anders te sê, wat baie besonders is?
Die Bybel sê vir ons, toe Petrus preek, toe kom maar bykans 3000 mense tot bekering. Waarom laat 3000 jy dink? Ongeveer 3000 mense het gesterf die dag by Sinai. Toe, is dit reg, Jan? En wat het daar gebeur? Is toe hulle die goue kalf gemaak het, toe Moses lank vat om af te kom. Toe sterf daar 3000 mense. En wat doen God nou vandag by Pinkster? Hy red 3000 siele. Julle, die goed waarvan ons praat, is nie stories nie. Is nie folk legend nie. Die odds vir hierdie goeters om op te line oor 'n tydperk van 3000 jaar is byna onmoontlik. Except if God is in control. Waarmee stap jy vandag hier uit? As jy nog dit nie het nie, is die eerste ding wat ek wil hê jy moet weet. Jy is werklik kind van God. Kosbare kind van God. Ja, jy ken nie my lewe nie. Nee, jy's reg, ek ken nie jou lewe nie, maar daar's een ding wat ek ken. Ek ken my Christus. Ek hoef nie jou lewe te hê nie, ek hoef sy lewe te ken. En sy lewe, sê hy, niks kan jou verwyder van die liefde wat God vir jou het. Geen hoogte, geen diepte, geen owerhede, geen magte, nie eers die dood nie, nie eers engele, kan jou weghou van die liefde wat God vir jou het nie. En nou, as die Heilige Gees het nog nie hard genoeg getuig in jou nie, want jy glo in daai leuns nie, hoor dit by my vandag. Dis 'n boodskap wat jy moet hoor, you are a child of God. Verskriklik belangrik. Dan is daar 'n tweede baie groot ding wat ek wil hê jy moet onthou vandag. En ek wil hê jy moet begin hoor hoe die Gees het in jou gees getuig. Jy kan op God se skoot gaan klim, jy het toegang. Jy het toegang nie tot 'n baie belangrike mensie, jy het toegang tot die belangrikste in die wêreld, in die heelal, die skepper van alles wat is. You have personal access. Personal access. Wat doen jy daarmee? En dan laastens, in jou is ongelooflike krag. In jou is krag en waarheid. Die waarheid getuig heeltyd in jou. Kom ons leer om daai stem te hoor. Ons is so gewoond oor die leuns te glo wat in ons gedagtes verkondig is. Maar in jou is die gees van waarheid. Ouens, as ons Pinkster wil vier, kom ons leef lewens wat Jesus getuig, sy naam groot maak. Kom ons buig die hoofde. Jesus Christus. Ons het hierdie ongelooflike lied saam met John Ray en die band gesing van Let Your Fire Burn Until I Am One With You. Here, en nou weet ons wat daai vuur beteken. Daai vuur is die ongelooflike teenwoordigheid van God. En U is hier. U is hier. Mag ek vra dat elke persoon hier bewus sal raak dat God hier is. Maar nie net hier in die kerkgebou nie, dat God saam met hom uitbeweeg in sy huis, in sy werkplek, waar hy beweeg, God is met hom. Ons hoef nie God by die deur te check nie. Hy gaan nou saam met ons. Hy is nie net in die kerke nie, hy is nou in ons harte. Die bloed van Jesus het my hart gereinig. Ek is bestem vir ewigheid. Therefore pass me over. Mag hy waarheid in my hart getuig elke dag, elke dag, elke dag. Amen. Liewe gemeente, ons is baie lief vir julle, baie dankie vir julle kuier. Dankie almal online en gemeente hou aan bid. Daar's 'n klomp werk wat in die gang is, daar's baie beplanning wat aan die gang is oor ons bouprojek. Ons kommunikeer sover ons, sodra ons meer het, kommunikeer ons meer met julle. Baie dankie, geniet jou dag.